Goeiemorgen broers en sisters. Ek wil net seker maak, almal hoor daar agter, so my stem duidelik suiwer genoeg, baie dankie, ek is bly, baie dankie. Goeiemorgen almal vanmorgen, hier so is baie lekker om almal te sien, al die vriendelike gesigte, het is altyd so lekker as ek die voorstaan op 'n sondagoggend en ek kyk so lekker om my medegelowiges, medebroers en sisters in die Here te sien, elkeen met 'n glimlag op die gesig. Dit lyk vir my jy het 'n goeie week gehad, en 'n geseënde week. Baie welkom en elkeen vir enige besoekers wat volgens die heel eerste keer volgens ons saam met ons is, baie welkom vir u ook. Mag u ook hier dit saam met ons geniet, mag het werklik waar vir u geseënde en 'n gesalfde diens ook, en asseblief, ek weet hoe nie waarna sal dit ook, die loop van die preek sal dit ook noem, maar u is regtig baie welkom om saam met ons te kom sit aan die tafel van die Here wanneer die nagmaal gediend gaan word. Ons gaan 'n paar lofliedere sing tot eer en verheerliking van ons groot en driemaal heilige God. U kan net so bly sit. Ons gaan begin met ons looflied vir al die handewerke, ons looflied vir die son, die maan en die sterre, ons looflied vir 7 kontinente, ons looflied, want U is wonderbaar. Kan net so bly sit. Oh,
sing hierdie lied. I believe in Jesus, I believe he is the Son of God. I believe he died and rose again. I believe he paid for us all. En terwyl ons vanoggend as 'n saamgroep oor toe gemaak het, toe kom 1 Korintiërs 13 by my op, wat sê, al het ons al die gawes, en al het ons al die talente, en al het ons al die skatte, maar ons het nie die liefde, dan het ons niks. En met hierdie lied wil ons net weer, Here sê, Here, ons is lief vir U. Ons is lief vir mekaar. En mag die liefde wat in ons geplaas het, genoeg wees, dat ons dit aan ander kan oordra. Mag dit nie net genoeg wees, die Vader, mag dit oorborrelend wees, dat ons vir ons as 'n gemeenskap die liefde van Christus kan openbaar. Want as dit nie vir ons is nie, hoe kan ons die liefde van Christus, hoe kan die wêreld die liefde van Christus sien, as dit nie deur ons is nie? Mag U geseën word werklik waar, en dit is my gebed vir U, as 'n gemeente saam, dat die liefde van Christus sal oorborrel, dat mense wat nie die Here ken, Jesus in die kan sien. Kom ons staan, as ons hier net saam. Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. En besonder sê ons vanoggend welkom dat ons saam as gemeente aan die tafel kan aansit. So dankie dat u hier is en dankie dat die tafel vir ons gereed gemaak is. Ek wil graag almal uitnooi om vanoggend te deel in die nagmaal. As u regtig die vrymoedigheid het om te deel in die nagmaal, wil ek u vra om deel en mag ons saam deur die gebruik van die nagmaal vanoggend opnuut in die geloof versterk te word. Geliefdes, ons gaan stil word vanoggend voor die Here. Ons is so dankbaar oor wonderlike reën, ons is dankbaar oor wonderlike seëninge,
En ons is dankbaar vir die liefde. En daarom kom ons verenig in sy naam, hy wat alles moontlik maak. Vader, vanoggend is opnuut vir ons 'n heilige oomblik. Heilige oomblik, Here, waar ons tot U heilige aangesig nader. Ons kom buig voor U, almagtige God. U is so groot, U is so goed. Vanoggend kom gee ek my net opnuut vir U en vra, Vader, Vader, raak my asseblief aan. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam deur saam te sing die pragtige lied Loof die Here, hy is goed. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop vanoggend by die baie bekende gedeelte in Lukas 17. Lukas 17 en ons gaan lees van vers 11 tot vers 19. Lukas 17 van vers 11 tot vers 19. Kom ons buig die hoofde. Vader, ons loof U, want U is goed. Deur al die eeue kom U om elke dag met elkeen van ons te praat. Kom U om deur U heilige woord
ons in die geloof te bemoedig, te versterk en te begelei. U woord is heilig. U woord is lewe. Daarom vra ons U, Here, dat U volgens self sal kom deur die werking van die Heilige Gees. En die woord wat U volgens vir ons gee, dat ons dit kan hoor, nie deur mense woorde nie, maar deur woorde gesalf deur die Heilige Gees om te kom tot elke hart. Ons bid, Here, vir grond waarin hierdie woord geplant kan word. Ons bid, Here, vir ontvanklikheid om die woord nie net te hoor nie, te oordink en te lewe. Daarom dank ons U vir elkeen hier teenwoordig. Dink aan hulle wat nie hier is nie, hulle in die hospitale, hulle oud, hulle alleen. Mag U woord nie by een verbygaan nie, maar mag U woord vanoggend ons as gemeente elkeen aanraak. En dit bid ons, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Lukas 17 van vers 11. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al by die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard uit: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Tot sover, geliefdes, in die heilige woord van die Here. Geliefdes, ons lees in hierdie gedeelte dat daar tussen die grens van Samaria en Galilea op 'n dag 10 manne was. 10 manne was wat melaats was. En broer en suster, in daardie tyd was dit 'n verskriklike siekte gewees. Nie soseer die siekte nie, maar hoe hulle behandel is. Hulle was nêrens welkom gewees nie. Hulle was weggeneem van hulle families, van hulle vriende. En daar buite die stad moes elkeen van hulle maar self sien en kom klaar
Daar is geglo dat die siekte wat hulle gehad het, hoogs aansteeklik was. En daarom mag hulle nie naby iemand gekom het nie. Hulle was aan hulle self oorgelaat. Hulle moes na hulle self omsien. Hulle kon nie werk om brood te verdien nie. Families kon nie kom help nie. Want daar moes duidelike afstand wees tussen hulle en hulle wat gesond was. En in daai tyd is daar geglo. Daar is geen genesing vir hulle nie. Geen genesing nie. Hulle was dus lewende dooies gewees. Dit was verskriklik. Maar dan gebeur daar iets groots. En hulle is bly oor die wonder wat oor hulle pad gekom het. As Jesus saam met sy disippels naby hulle verbyloop. En dis die wonderlike van God. Hulle wat hopeloos is. As Jesus verby hulle loop, kom God om deur Jesus homself aan hulle te openbaar. Want as hulle Jesus raak sien, wat vra hulle? Hulle vra of Jesus hom nie oor hulle sal bemoei nie. Of Jesus nie vir hulle sal omgee nie. Of Jesus hom nie oor hulle sal ontferm nie. En as hulle die vraag vra, dan dink jy onmiddellik, hulle sien vir Jesus en sy disippels, en moontlik het hulle miskien kos by hulle, en hulle weet hulle mag nie naby hulle kom nie, en daarom skree hulle, ons is onrein, ons rein, moenie naby ons kom nie, maar as julle kos het, sit asseblief net die kos neer. Sit net die kos neer, en dit sal vir ons genoeg wees. Maar wat hier gebeur is die wonder van die evangelie. Dis nie Jesus wat hulle raak sien, en hulle sien ook nie net vir Jesus raak nie. Dis wat ons moet hoor. God die Almagtige sien hierdie verstootlinge raak. God die Almagtige sien die mens raak in sy nood. Ek is siek, wie gaan my help? Wie gaan my bystaan? En hy gebruik sy seun. En deur sy seun kom hy om hierdie melaatse aan te raak. Hy het gevra, moontlik vir 'n paar almose, moontlik gevra vir brood. Jesus gee nie vir hulle brood nie. Jesus gee nie vir hulle almose nie. Jesus gee vir hulle die woord. En wat staan in die woord? Eksodus 13. As jy aan iets onrein aangeraak het, as jy 'n onrein siekte gehad het, en jy by die punt gekom dat jy genees is, of by die punt gekom dat jy spyt het oor dit wat jy verkeerd gedoen het, was jy opgeroep om na die priester toe te gaan
En daar by die tempel het jy voor die priester verskyn. En as die priester gesien het, jy het nie meer smere op jou lyf nie, of jy bely by die priester dit wat jy verkeerd gedoen het, dan die priester jou opgetel en jou verklaar as rein. En as jy rein verklaar is, kon jy weer met jou familie verenig, met jou vriende verenig. Maar wat hier gebeur is, Jesus gee nie vir hulle brood nie, maar hy sê vir hulle dadelik, gaan na die priester toe. Gaan na die priester toe en daarmee te sê, julle is gesond. Julle het gevra dat ek my oor julle ontferm. En nou, ek het my oor julle ontferm. En ek stuur julle na die priester toe. Dis die wonder van hierdie gedeelte. Jesus het hulle nie aangeraak nie. Jesus het hulle nie aangeraak nie. Dr. Paul Brandt, wat gespesialiseer het in melaatsheid. Hy sê die grootste hartseer van melaatsheid is dat daar niemand is wat jou kon koester nie. In jou siekte toestand is jy van alles weggewys. En by geleentheid, na hy hoeveel melaatses behandel het by hy 'n man gekom, en terwyl hy hom verduidelik wat sy behandeling vir hom gee, het hy hom aangeraak op sy skouer, en hierdie man het net onbedaarlik begin huil. En hy het vir hom gevra, maar het ek iets verkeerd gesê? Het ek verkeerd gedoen? Hy sê, nee dokter, jy het my aangeraak. Vir jare het niemand aan my geraak nie. Ek het so behoefte aan dat iemand aan my vat. Dit was die verskriklike. Nie alleen eensaamheid nie, maar niemand om jou aan te raak nie. Dis as Jesus sê, gaan na die priester toe. Is hulle so bly. Hulle is so bly. En op pad na die priester toe, genees daar die swere. En hulle weet, die oomblik het gekom, dat ek weer na my huis toe kan gaan, na my vrou toe kan gaan, na my kinders toe kan gaan, na my familie toe kan gaan. Dit wat my ontsee is, het nou vir my moontlik geword. Hulle was daar bly gewees oor die feit dat hulle genees is. Maar my broer en suster, is dit waaroor dit gaan? Net die blydskap? Nee, dit gaan oor dankbaarheid. Dankbaarheid vir die genesing. Terwyl hulle terugstap, is daar een wat nie net genees is nie, maar meer ontvang het as genesing. En die wonder van God kom weer eens hier na vore. Wie is dit? Die Samaritaan. Hy wat deur die Jode verstoot is, hulle wat gesien is as 'n basternasie. Die Here het hom nie net aangeraak nie. Die Here het hom volkome genees. Hierdie Samaritaan, as hy sien hierdie swere is weg, dan beleef hy, dit gaan nie net om die uiterlike genesing nie, maar die feit dat die Here hom aangeraak het, hy het hom ook
aangeraak in die hart. En dit laat hom omdraai. Dit laat hom omdraai en val voor Jesus om te dank vir dit wat nou oor sy pad gekom het. En nou hoor jy Jesus vra, maar waar is die ander 9? 'n vraag wat ook vanoggend kom tot ons as gemeente. Hoekom is hierdie kerk nie oorlopends vol nie? Hoekom is die saal, hoekom is die grasperk, hoekom is hy nie vol mense nie? En dankie te kom sê, ook as ons gaan stil word rondom hierdie tafel, waar is die ander? Dis 'n baie moeilike vraag. 'n baie moeilike vraag. Maar 'n vraag wat my en jou baie laat diep nadink. Het Jesus om nie ook oor jou en my ontferm nie? Het Jesus om nie ook self vir jou en my aan die kruis op Golgotha geoffer nie? Het Jesus jou nie ook geseën met 'n huis, met 'n dak, met kos, met 'n werk, met klere, met kinders, met familie? Is jy gelukkig, is jy bly? Is jy bly daaroor? Maar as hy jou seën, wat maak jy daarmee? Ek is siek en ek bid vir genesing. Ek bid dat die operasie goed sal afloop. En as die operasie goed afgeloop het, dan kom ek terug en sê, die operasie was goed, dit was 'n sukses. Maar wie het my opereer? Wie het my aangeraak? Wie het vir my nuwe moontlikhede gegee? Wie gee vir my lewe? Hierdie Samaritaan was verstoot. Hierdie Samaritaan was siek. Maar toe die Here hom aanraak, toe draai sy lewe radikaal om. En toe hy omdraai, toe sê die Here vir hom, jou geloof het jou gered. Hoor jy my broer en suster? Die Here dwaal tussen ons rond. Die Here verskyn aan ons. Die Here verhoor ons gebede. Die Here is ons genadig. Maar die Here vra, waar is jou geloof? As hierdie Samaritaan by die huis kom, dan is hy saam met sy familie nie net bly oor die genesing nie, maar hy het meer. Hy het ook 'n Jesus. 'n Jesus in sy hart. Hy het ook geloof in sy hart. Dat dit nie net vir hom gaan oor die hier en nou nie.
dit nie vir hom gaan net oor genesing nou nie, maar dit gaan oor die ewige lewe. Paulus getuig daarvan in Filippense 3. Paulus het baie gehad om oor dankbaar te wees. Baie. Paulus het baie gehad om oor te spog. Paulus het baie gehad om oor bly te wees. Maar die grootste het hy gemis. En dit was Jesus. Toe hy waarlik deur Jesus ontferm is, toe hy waarlik in aanraking gekom het met Jesus, het sy lewe radikaal verander. En het dit nie meer vir hom gegaan oor die hier en nou nie, maar het dit vir hom gegaan oor die lewe, die ware lewe. Ons is bly, my broer en suster, oor krag en gesondheid. Ons is bly oor soveel mooie dinge oor ons pad. Maar is ek dankbaar? Weet ek waarvandaan dit kom? Weet ek hoekom is dit oor my pad gegee? 9 families was bly oor die thuiskom van 'n familielid, oor die thuiskom van 'n pa, 'n broer. Maar eintlik moes hulle huil. Eintlik moes hulle huil. Hulle het gemis die grootste geskenk wat saam met genesing gaan. En dis geloof. En die oomblik as geloof deurbreek in jou en my lewe, dan kan ek nie meer vir myself leef nie. Dan gee ek vir my vir die Here. Uit dankbaarheid dat ek wat blind was, kan sien, dat ek wat honger was, kan eet, dat ek wat dors was, kan drink, en dat ek kan voed word deur die Here self. Ek en jy gaan aan die tafel aan sit. En die Here kom vanoggend opnuut weer. En hy hoor jou en my vra. Here, ontferm U oor my. En hy kom deur die brood en die wyn om te sê, hier is ek. Gaan ek die brood neem, gaan ek die wyn drink, en bly wees. Dit was 'n mooi oomblik. Nee, my broer en suster, die Here kom vra vanoggend vir jou en my. Is jy gesond? Is jy gesond? Ek kom vra vanoggend vir jou en my. Woon ek in jou hart? En is daar ware blydskap oor die een wees met my? Waar
die ander 9. Ek is nie deel van die ander 9 nie. Here, hier is ek. Samaritaan. Gaan heen. Jou geloof het jou gered. Amen. Geliefdes, ons gaan nou luister na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: dis my liggaam, dis vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenis. Die nagmaal is in eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê: gebruik dit tot my gedagtenis. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. Ons oordink dat die Here tussen ons wees, tussen ons dwaal, en dat hy wag vir die woorde: Here, ontferm U oor my. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy: dis my liggaam, dis my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Ek en U kan lewe. Ek en U kan weet daar is niks wat ons hoef te vrees nie. Want die Here is daar vir jou en my. Soos hy die melaatse in sy nood bygestaan het, so is die Here elke dag daar vir jou en my. Maar die vraag, glo ek en lewe ek. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Omdat dit een brood is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een is met ons. Tog kyk die gemeente hierop vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Altyd die tekens op die lyding en sterwe van Jesus Christus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering
nie in die teken van rou en droefheid nie. Ek hoef niks te vrees nie. Ek hoef vir niks bang te wees nie. Want my Here het oorwin. Ja, hy het ook die dood oorwin. En daarom is ek bly. Daarom jubel ek. Want ek hoef vir niks bang te wees nie. Die Here seën my met sy krag. Hy seën my met 'n wonderlike lewe in en deur hom. Het alles bly duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. Ek kom sê dankie. Dankie dat ek genees is. Dankie dat U my aangeraak het. Dankie dat U elke dag daar is vir my. Soos ek hierdie brood gaan neem en eet, en soos ek hierdie wyn gaan drink, en dit deel word van my, so word Christus deur hierdie tekens vanoggend opnuut deel van my. En die vraag is, laat ek hom toe. Laat ek hom toe om deel van my te wees. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ons toekomsverwagting. Ek weet wat wag op my. Daarvoor loof en prys ek die Here. Ons gaan nou sit en sing lied 303. Lied 303. Terwyl ons sit en hierdie lied sing, gaan ek vra dat die tafel vir ons gereed gemaak word. Hulle wat uitgenooi is om aan die tafel te sit, kom na vore asseblief.
Ekskuus. Geliefdes, waar ons nou gaan aansit aan die tafel, waar ons gehoor het uit die woord van die Here, dat die Here vanoggend hom regtig oor ons wil ontferm, erken ons dit deur ons geloof opreg in die Here te bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons doen dit saam hardop. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend opnuut eie hart ons geloof in U die Almagtige kan bely. Dankie dat U vanoggend kom aan ons wat swak en onkundig is, ons wat op pad is om ons geloof te kom versterk deur die brood en wyn. Daarom bid ek, o Heilige Gees, mag U vanoggend opnuut weer elke hart aanraak met die brood en die wyn. Mag hierdie saam wees vanoggend, hierdie een wees in U en met mekaar, ons in die geloof versterk. Ons vra dit mooi, Jesus, in die heilige naam. Amen. Geliefdes, soos ons gebruik is, gaan ons nou die sakramente eers uitdeel, en dan gaan ons die sakramente gelyktydig instel. So ons gaan nou uitdeel eers die brood, daarna die wyn, en as almal bedien het, dan gaan ons die nagmaal instel.
Ek het net geloop na Tanea Conradie toe. Sy het in hierdie week het sy 92 jaar oud geword. En ek het gesê ek sal vir haar met die beker kom bedien. Sy was lank op die kerkraad, eister in die gemeente, en sy is vanoggend hier saam met ons op die ouderdom van 92. Toe ek groet om huis toe te gaan, toe sê sy vir my, nee, wacht, ek stap saam met jou tot by die hek. Dit sê baie. Goed, geliefdes, ons kom nou by die instelling van die sakramente, en ek vra dat wanneer ons die sakramente gebruik, kom ons dink baie mooi oor die brood, kom ons dink baie mooi oor die wyn. Die brood wat ek breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir jou en my sonde. Die beker van danksegging is 'n gemeenskap met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en glo daaraan dat Jesus se bloed, kosbare bloed, gevloei het vir die volkome versoening van jou en my sonde. Geliefdes,
waar ons nou die heilige nagmaal geniet het, waar ek glo en vertrou die Here deur die seels ons aangeraak het, kom ons sit net so en ons loof die Here. Dankie Here, dat U my raak sien. Dankie dat ek vir U kosbaar is, en dat U nooit met my moedeloos word nie. Dat U altyd daar is met my bemoeienis te maak. Ek kom vanoggend soos die Samaritaan. Ek draai om en ek kom val voor U neer en ek vra vir U, Here, wees my asseblief genadig. En dan staan ek op en ek glo en weet, as ek huiswaarts steur, as ek na my werk toe gaan, as ek hospitaal toe gaan, waar ook al, U is by my, U is met my, U laat my nooit alleen. Dankie Here, dat ek kan veilig voel in U hande. Dankie Here, dat U my laat lag, laat sing, laat jubel, uit dankbaarheid, dat U my verlore seun gevind het, opgetel het, en dat ek deel is van U kudde. Ek verlang Here, om een met U te wees, hou my sterk elke dag, asseblief, in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou luister na die aankondigings en na die aankondigings sal ons kom by die verjaarsdag. Daar is Adrian het gevra, hy wil 'n paar woorde sê en dan Madeleine ook gevra, sy 'n paar woorde sê. Ek staan hom op hier oggend as 'n hoor almal kom en hoor, maar as ek gewone dit nou. En dit gaan oor, ek weet Adrian gaan nou praat oor die manne aan. Verlede jaar se manne aan was wat my betref uiters teleurstellend. As ek dit kan noem, ek dink as ek reg onthou, ons was 12 geweest of 22, maak nie saak of 22 of 12 was. Ek wil regtig 'n beroep op die manne doen. Dat ons eenmaal in die jaar, maar die geleentheid vir ons het hier word. Dit sal baie hoor.
Hulle doen regtig baie moeite. En ek dink, en ek gaan dit so stel ook, ek dink dit is 'n klap in die gesig. Om daar te kom, hier sit 12 manne, of 22 manne. Vir al die pogings wat hulle ingesit, eregedekte tafels, eet, you name it. En ek dink baie wat aansluit by die preek ook. Ek het gehoop is meer manne vanoggend by die nagmaal. Maar kom ons doen dit uit dankbaarheid dat ons die geleentheid het en die genade het om dit te kan doen. Bring vriende saam. Ek het daar 'n vriend opgekommandeer. Ek weet nie of hy van kom nie, maar ek sal hom nog verder beamoedig. Ek sê dan sorry dat ek crash het soos wat die Engelsman sê. Maar ek wou dit net gesê het, ek het dit my verlede jaar voorgeneem. Ek gaan hierdie keer wel gepraat as die geleentheid is. Dankie. Baie dankie. Dit beteken vir my verskriklik baie. En broers, verlede jaar se manne aan was nie soos ons beplan het nie. Maar dit was nog steeds 'n geseënde aand. En ons glo hierdie jaar gaan beter wees. Ons is baie bevoorreg om Piet Smit by ons te hê. Wanneer is dit? Vrydag aand 31 Oktober 7:00 die aand. Ons gaan so 6:30 al begin om die vuur aan te steek buite, net om 'n lekker samesyn gevoel buitekant te kry. Ek weet Piet Smit het werklik waar vir ons iets spesiaals voorberei. Vir Vrydag aand is R120 'n kaartjie, broers. En sodat ons 'n tafel gehad het wat geborg was met die vroue damesteek, is daar 'n tafel wat al reeds geborg is vir die manne aan. 'n Volledige tafel. So, asseblief, moenie dat finansies keer om nie hierdie spesiale geleentheid by te woon. Dit gaan werklik waar iets spesiaal wees, dit gaan iets moois wees, en ja, ons manne het ook 'n spesiale aand, 'n spesiale dag in die jaar nodig, waar ons ook as broers gaan saam wees, ons samesyn met mekaar geniet. En weet jy wat? Al voel jy weet jy wat, dis nie my ding. Ek is nie iemand vir sulke dinge nie. So iemand sê, traai dit net. Jy sal wel verbaas wees, wat se spesiale aangeleentheid gaan dit wees, en wat se boodskap jy gaan huis toe val. So, Vrydag aand 31 Oktober, broers, jy kan by my, ek sal na die tyd in die vierkant, ek en Bianca beskikbaar wees om kaartjies te verkoop. As jy nie nou die kontant het, jy kan dit inbetaal in die kerk se bankrekening, ook met die verwysing manne aan. En net vir ons sê, hoor jy, ek het 'n betaling gemaak, dis my bewys op betaling, kan ek my kaartjie kry. So broers, asseblief, ek is baie opgewonde, regtig waar, het gaan 'n mooi geleentheid wees en 'n mooi aand. Baie dankie. Oom Matt, nogmaals baie dankie. En goed. En ek waardeer dat ons leiers wat in die kerk sit, wat nie noodwendig op die kerkraad is nie, hulle stem ook opbring vir die saak van die Here. Baie dankie. Goeie gemeente, gemeente gaan 'n geleentheid. Eerskomende Sondag het ons 'n dankbaarheidslofprysing. Ons het nou vanoggend gehoor van dankbaarheid. Hierdie jaar was 'n rowwe jaar gewees. Daar baie dinge in ons almal se lewens gebeur. Maar eerskomende Sondag is 'n geleentheid waar ons kan kom en vir die Here kan kom sê, ten spyte van alles wat hierdie jaar gebeur het, is ons dankbaar en kom betuig ons dankbaarheid. En daarom nooi ons jou hartlik uit. Hierdie eerskomende Sondag 9:00 kom die deel in die lof. Dit is 'n pragtige diens wat ons voorberei het. En jy gaan dit feeslik geniet. So kom loof saam met ons die Here vir dit wat in die jaar gebeur het. Dan net na ons lofprysingsdiens het ons wat ons noem 'n broodbreek geleentheid. Dit is 'n familiepiknik. Sodat ons vanoggend die brood hier gebreek het, kom as familie saam, as Christus se kinders saam, en kom breek 'n brood saam met ons, daar gaan brode wees, en as jy die vrymoedigheid het, en jy wil 'n vleisie kom braai, of jy wil net 'n worsie braai, dit is jou keuse, jy bring jou eie drinkding saam, jou eie maatjie, en kom geniet 'n middagete dan saam met ons, waar ons as familie van Christus net kan saamkuier en dankbaar wees. Dan die laaste ding wat ek net wil bespreek is ons schoenboksprojek. Ons is op pad na ons Kersdiens toe. En u weet dat ons Kersdiens is altyd die hoogtepunt van die jaar. Maar dit help nie ons sê, ons sit hier as die gemeente van Christus
maar ons reik nie uit na die mense wat daar buite is nie. En dit is wat ons Stoenboks projek is. Dit is 'n uitreik projek na mense daar buite wat nie so bevoorreg is soos ons nie. Vir mense minder bevoorreg, vir ons bejaarde mense, om iets vir hulle te gee, 'n sigbare teken van, weet julle, ons waardeer julle. So, jy is welkom om 'n Stoenboks mooi oorgetrek te bring, met nuwe derfbare lekkernye, 'n roompie, iets spesiaal in daai boks. En jy bring dit van die eerste Sondag in November, bring julle dit en julle kan dit voor die kansel kom neersit. En dan, wanneer ons Kersdiens het, gaan ons daai bokse vat en ons gaan dit dan gaan uitdeel. Om vir die mense te sê, ons sien julle raak en ons gee om. Ons gemeente se slagspreuk is, ons gee om. En hierdie is 'n projek waar ons kan gaan uitreik na ons mense daar buite om te wys, dis 'n omgee gemeente. So as julle enige verdere vrae het, julle is welkom om met my Jannetjie te kom praat daaroor. Baie dankie. Kom ons kyk na die verjaarsdag, dan sal ek weer verder aangaan. Kyk na hulle wat verjaar, die week, kan hulle net asseblief staan, ons wil net vir hulle ietsie gee, om ook uit ons harte dankie te sê. Verjaar jy nie? Ja. Baie geluk julle. Goed, terwyl daar na Wynand toe gestap word, kan ek net van my kant af oom Dries storie. Hy is in die hospitaal, die Groenkloof Hospitaal. Hy het 'n groot galblaas en leweroperasie ondergaan. Dit gaan eintlik goed met hom. Ons sal hom gaan besoek. En dan met hartseer het ons nou kennis geneem van oom Willem van die Jefer, Hannes en Elise van die Jefer se vader. Oom Willem is oorlede. Kom ons dink aan die familie. En dan wil ek net aansluit by al twee, asseblief, kom ons ondersteun volgende Sondag. Dis eintlik 'n piknik, maar ons gaan lekker gebakte brode kry met sneere. So jy bring net ietsie by, en ons gaan hier onder die bome sit, en net lekker kuier, as gemeente. En kom ons maak dit ook 'n mooi geleentheid. En dan wil ek vir u sê, asseblief, moet u self nie na die tyd kwaadlik neem vir Piet Smit se optrede nie. Dit beloof om iets baie moois te wees. Hy het nou net sy nuwe CD vrygestel, so ek vra, asseblief kom ons ondersteun dit. Ek nooi ook die ring uit om die geleentheid by te woon. En as ons uitbeweeg, asseblief, kan ons net die kelkies en die houers by die deure plaas. Ek vergeet dit altyd na nagmaal, en nou het ek dit opgeskryf, en ek glo ons sal die diakonie daarmee help. Goed, enigiets anders, almal het gepraat, en ek is dankbaar daaroor. Goed, geliefdes, ons slotlied is Heer met my hele hart, en na die seënuitspraak is die uitstaplied getuig. Kom ons staan vir die slotlied. Oh,
Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en wees met elkeen van ons. Amen.